Goeiedag liewe luisteraars, ek groet u weer eens in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Die Here is getrou, die Here is wonderbaar, God is heilig en hy is kragtig en ons kan hom net loof en prys vir sy goedheid en sy guns. Ek wil vra dat ons net weer ons oë sal sluit en die Here sal aanroep. Vader, ons dank u vir u liefde. Ons dank u Here dat u so wonderbaar is, dat u so magtig is, dat u so kragtig is. Ons dank u weer vandag Here, dat u aan ons lewe kom gee het Here, en dat u ons genadig is, Hemelse Vader. Ons dank u vir u gesondheid Here, en ons dank u dat u ons deurdra, my koning. Ek kom bid in Jesus Christus naam, dat u Hemelse Vader Here, my sal vul Here met die wysheid van u Here, die insig van u, die kennis van u, en dat hierdie letters Here wat dood is, dat u dit lewendig sal maak. Wanneer ons deur die skrif gaan Here, dat u luisteraars en die kykers Here, die woord sal aanvaar en ontvang Here in hulle harte, my God, in die magtige naam van Jesus Christus. Ek bid dat die woord vrugte sal voorbring, my God, Here, goeie vrugte, Here, en veranderinge sal maak in die menselewe. In Jesus naam, amen en amen. Amen. Nou die Here seën dierbaar is, die Here is goed, die Here is getrou. Ons gaan gou in Matteus 7. Ek gaan so saam met u lees vanaf versie 7. Die Bybel sê vir ons daar, hy sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Hy sê vir hom wat klop sal oopgemaak word. Jy sien, ons is nou in hierdie tyd van Desember maand en ons is in 'n feestyd. Mense is besig en sommige het nie, maar ek wil vandag iemand bemoedig wat 'n bietjie sukkel in hierdie tyd, wat dit moeilik vind om die dinge te voorsien in die huis wat moet voorsien word, die wat dalk nie 'n werk het vir die jaar nie en dit lyk asof die huis net agteruit gaan. Ek wil met sulke mense praat, u wat se besigheid nie voorspoedig was nie, u wat nou wonder, hoe gaan u maak om die kinders te voorsien, om iets vir die kinders te voorsien vir hierdie Kersfees of hierdie feestyd. Ek wil met sulke persone vandag praat, met u mama wil ek praat, met u papa, jong man, jong dogter, ek wil met u praat, met kinders wat moedeloos is, want hy kan nou nie dit kry wat hy graag vir die Kersfees wil gehad het, wil ek vandag bemoedig deur vir u te sê, die Bybel sê vir ons hier, hy sê in versie 6 sê, moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi hulle perels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en hulle verskeer nie. Dan sê in vers 7, hy sê, bid en vir julle sal gegee word. Ek wil vandag vir u bemoedig, gaan in gebed, maak nie saak wat die situasie is nie. U sê dalk vandag vir my, pastor, maar ek bid dan nou al heel tyd al, ek het al heel jaar gebid, ek vra dan nou al vir die Here heel tyd. U sien, ek wil vir u bemoedig, dit gaan nie werk op u tyd nie, dit gaan nie werk soos wat u dit wil hê nie. Bly u net in gebed, en God sal voorsien. God het al reeds die dinge vir u gedoen. God het al reeds 'n realiteit kom maak in die geestelike realm. Van God is 'n God wat in die gees beweeg, maar dit hang van u. U kan bid, maar as u nie geloof in u harte het nie, dan gaan die gebed nie werk nie. Van die Here wat ons dien, Jesus Christus, hy werk, hy's 'n God van geloof, 'n God wat beweeg in geloof. So wanneer u by die Here vra, moet u glo dat u sal dit ontvang. Hy sê ons moet glo. Die Bybel sê, soos jy glo, so sal dit wees. Dis wat die woord van die Here vir ek en vir u leer. Onthou, dierbares, almal gaan deur 'n sekere ding. Baie mense gaan deur dinge. Vandag sit u dalkie met baie nie. Vandag het u nie dit wat u graag wil gehê het vir hierdie feestyd nie. Nou is daar mense wat wel baie het oorvloede, maar dan het hulle nie familie nie, hulle het nie vriende met wie hulle dit kan deel nie. Maar die Here wat die Here is, kan vir hulle ook help as hulle bid en by die Here vra. Die Bybel sê, bid. Hy sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind. Dit is belangrik, dat wanneer ons gebid het, dat ons God sal aanhou opsoek. Hy sê, in die gebed, hy sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind. Hy sê, klop en vir julle sal oopgemaak word. So in die gebed, soek jy. In die gebed, klop jy, en God sal die deure vir jou oopmaak. Wanneer God deure oopmaak, dan sal u trane in die oë. Jy sien, wanneer die Here deurbreek,
dan is ons so vol blydskap en so vol dankbaarheid, dat ek en u het nie, daar is nie 'n manier hoe ons vir God, dit voel asof die dankie wat ons sê, of die dankbaarheid wat ons doen, nie genoeg is om vir God dankie te sê, vir die deur wat hy oopgemaak het, vir die moontlikhede wat hy maak, vir u wat nie dit gehet het. Die Bybel sê vir ons, in die boeke van Psalm sê, en die Here dek 'n tafel voor, David sê, en God dek 'n tafel voor sy aangesig, hy maak my hoof vet met olie, my beker loop oor, net goedheid en guns aan my volg. God is die een wat tafels sal dek. Die Bybel sê, God is die een wat die tafel vir u sal dek hierdie maand. Wat ook al die situasie is, jongman, dalk soek jy dit wat jy dalk soek, dit wat jy graag wil hê, dit wat jy graag wil begeer, bid. Jy is nie te jonk om God te vertrou in gebed nie. Jy is nie te jonk om na God toe te gaan in jou kamer en te bid nie. Jy is nie te jonk om die Here aan te roep en by God te soek nie. God sal voorsien in jou behoefte. God sal voorsien in jou situasie. Hy sal voorsien in jou donkerte. Moet jy moed opgee op die Here nie. Van mense kan jy nou nie help nie. Jy sit daar en niemand het nog hulle hand uitgereik nie, mama. Jy sit daar, niemand het hulle hand uitgereik nie, papa. Jongman, niemand het gesê ek gaan jou help. Nie 'n auntie of 'n familielid het nader gestap nie. Maar die Here is die naaste aan die mens. Wanneer dit lyk, hy is die verste, as hy die naaste, en hy sê bid. Hy sê bid. Want elkeen sê wat bid, ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal hy oopmaak. Het sal oopgemaak word. God sal oopmaak vir jou wat vra, vir jou wat klop, vir jou wat bid. Die gebed lyk dalk asof dit op niks gaan uitloop nie, maar ek kan u waarborg, God is 'n ware God, hy is 'n lewende God, en hy luister na die uitroep van gebed, want dis al manier hoe ek en u tot God kan kommunikeer, is deur gebed. Gaan in 'n gesprek met die Here wanneer jy alleen is, praat met hierdie Vader, hy is daar. Hy is daar. Dit mag lyk hy is nie daar nie, maar hy is definitief daar. Soos ek hier praat, is die Here daar in u woning. Hy is daar vir u. U huil, u sit in trane, van u is moedeloos. Daar is niks vir hierdie Kersfees nie. Daar is niks vir die nuwe jaar wat voorlê nie. Jy sukkel, jy het gebroken gegaan, en hulle kyk neer op jou, en mense lag jou uit, en familie wil jou nie nooi nie. Niemand sien kans om met jou te praat nie, van jy het niks nie. Maar God is die God wat kan voorsien. Vandag spreek ek lewe in jou lewe, lewe in oorvloed in jou huis. Ek spreek in die naam van Jesus Christus, lewe in oorvloed in jou huis. Jy sal sien hoe die Here die deure oopmaak. Jy sal sien hoe God in die harte van mense werk om voorsiening vir jou te kom maak. Jongman, jy sal sien, die Here sal kom. Ek roep die gees van die Here uit die noorde, die suide, die ooste en die weste. God sal voorsien. Jesus Christus sal 'n weg maak waar dit vir u nie lyk na 'n weg nie. Ek spreek en verklaar in die geloof in Jesus naam, Here, daar wat die nood druk vandag, in die kragtige naam van Jesus Christus, spreek ek die voorsienende hand van die Here Jesus Christus in daardie lewens. In Jesus magtige naam. Ek weet die Here is 'n werklikheid. Ek weet hy kan voorsien. Mense kan dit nie doen nie. Hy sê moenie steun op die arm van vlees nie, maar stree steen. Sit jou vertroue en steun op God, op Jesus Christus wat 'n werklikheid is. Daar was telke male, baie kere, wat die Here, wat ek deur moeilike tye gegaan het, wat die Here, wat het gevoel het asof die Here nie voorsien nie, wat het gevoel het asof die Here ver is, wat het gevoel het, is het nog die moeite werd om die Here te dien. Telke male kom daardie dinge, wanneer 'n mens nie 'n werk het nie, wanneer dinge nie in jou huis mooi lyk nie, wanneer jy nie kan doen wat ander doen nie, wanneer jy het wat ander het nie, dan kom daar die vraag op, maar die duiwel is 'n leienaar vandag, die vyand is 'n leienaar. Jesus Christus het hom verslaan op die kruis van Golgotha. Hy kon nie eens vir Jesus in die dood gehou het nie, hy kan hom nie in die graf gehou het nie. Jesus het opgestaan, hy het die vyand oorwin, hy het die lewe en die dood is in sy hand. Jesus Christus is die oorwinning, en jy moet dit net glo. Jy moet net geloof het dat Jesus Christus die oorwinning is. Maak nie saak hoe dit lyk nou nie. Maak nie saak hoe jou situasie lyk nie. Maak nie saak hoe verbitterd jy is nie. Glo dat Jesus Christus is wat hy sê hy is. Hy is die lewende seun van God. Hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Hy is die antwoord op jou probleme. Jesus is die antwoord.
As jy my sê, Jesus kan nie antwoord nie, Jesus gaan nie vir my deurkom nie, ek sê vir jou, hy gaan. Ek wil praat teen daardie negatiewe gedagte wat jy het, negatiewe gesindheid wat jy het, wat jy sê, niks kan meer vir jou uitwerk nie. Ek spreek lewe in Jesus naam, en ek sê, God sal verandering bring. Jy sal sien wat die Here in jou lewe kom doen, en jy sal sê, Jesus is 'n werklikheid. Ek wil nie hê jy vir my sê, pastor, dis die waarheid wat jy gepraat het nie. Ek wil hê jy moet Jesus Christus in jou huis aanbid en vir Jesus sê, hy is 'n werklikheid. Van jy het geglo en jy het gebid en jy het vertrou dat hy vir jou die deure kan oopmaak deur gebed. Jy het gebid en jy het die Here vertrou. Dis wat God kan doen wanneer 'n mens totaal en al sy geloof en sy vertroue in die Here plaas en gefokus is op Christus, dan is alles vir hom moontlik. Deur Jesus Christus. Die Bybel sê dat Jesus Christus maak nie leë beloftes nie. As hy blindes kon laat sien het, en dowes kan laat hoor het, en kriepeles kan laat loop het, dan is hy in staat om vir ons die onmoontlik moontlik te maak. As hy melaatses kon gereinig het, dan is hy in staat om die onmoontlike moontlik te maak. As Jesus Christus kan toegelaat het om in Saggeus, as hy in Saggeus se woning kon gegaan het, en veroorsaak het dat Saggeus 'n besluit geneem het om mense se goedes vir hulle terug te gee en vir die wat hy leed aangedoen het, dubbelvoudig 4 keer soveel terug te gee. As Jesus dit vir in Saggeus kon doen, dat Saggeus so besluit kon neem, wat kan die Here nie in iemand anders se hart gee doen, sodat daardie persoon moet voorsien in jou lewe nie. Ek wil ook met u praat, want vandag dalk baie het, maar u weet nie wat om met dit te doen nie. Ek wil vir u sê, vra vir God, bid tot die Here en vra hom wat u moet doen met dit. God sal vir u die leiding gee waarom te gaan. Hy sal u die wysheid gee, hy sal u guide waarom te gaan, waarom dit te gee, wat om te doen met dit wat u in oorvloede het. En u sal dan soos Saggeus kan staan en sê, ek gee soveel terug, ek gee soveel weg. Die Bybel sê, en daardie dag, toe sê Jesus Christus vir Saggeus, vandag het daar redding, verlossing, verandering vir hierdie huis gekom. Ek wil vir u sê wat in oorvloede het, laat daar verandering in jou huis kom. Gee aan die wat nie het nie. Hierdie tyd is 'n tyd wat ons saam moet vier en blydskap moet uitoefen en vir mekaar moet gee, sodat die wat verbitter is bly kan wees, die wat op die strate woon, dat hulle gelukkig kan wees, die wat nie 'n dak oor hulle kop het nie, die wat nie klere het om aan te trek nie. Die Bybel sê leer vir my, ek dink dit is in Jesaja 58 waar die woord van die Here praat, waar God sê, dit wat hy verlang, is dat ons vir die wat nie het nie, 'n stukkie brood te gee om te eet. Die wat nie 'n plek het om te slaap nie, 'n plek te gee waar hy kan slaap. Die wat nie klere aan hulle liggaam het nie, klere te gee om aan te trek. Dit is wat die Here van ek en u om verlang. Dit is wat hy van ons verlang. En dan sal ons sien hoe dat God ons seën. Hy sê daar in Jesaja 58, verklaar die woord, en ons sal dan sien hoe dat die Here voorsien vir hulle wat die wil van die Here doen. Hulle wat gehoorsaam is aan God se stem. Nie aan my stem nie, maar aan God se stem. Nie aan wat ek vandag vir u sê moet gaan doen nie, maar aan wat die woord van die Here vir u sê u moet gaan doen. Hy sê bid. Ek sê vir u vandag, die skrif sê hierso in Matteus 7 versie 7 en 8 sê bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Van elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. So bid. My boodskap aan u is, bid en God sal voorsien. Bly in gebed en God sal voorsien. Mag die Here u seën met hierdie kort gedagte en hierdie kort bemoediging. Ek glo en vertrou dat God sal voorsiening maak in die nood wat u het, in die situasie waarin u is. Die Here maak 'n weg in die naam van Jesus Christus. Maak God bonatuurlike deure oop. Wat jy gesê het, dit kan nie meer gebeur nie. Dit kan gebeur. In Jesus naam kan dit gebeur. Mag die Here u seën. Vader, ek dank u vir die deurbrake wat u gee. Ek dank u, Here, vir moedelose harte, Here, wat u weer hoop gee, wat u weer optel. Ek dank u, Here, vir arms wat slap hang, wat u weer oplig, Here. Ek dank u, Here, vir moeders, Here, wat moedeloos sit, Here. Vaders wat moedeloos sit, huisgesinne wat gebroken sit, Here. Here, wat
uitsien, Here, wat verwag, Here, iets moet gebeur, maar niks gebeur. Ek bid dat U voorsiening daar sal maak. My gebed is in die naam van Jesus Christus, dat U, Here, Jesus Christus al weg sal maak, waar dit nie lyk vir hulle na weg nie, my God, dat U die deure sal oopmaak, die vensters sal oopmaak, die sluise van die hemele sal oopmaak, en guns op hulle uitstort, Here, voorsiening sal maak, in Jesus Christus magtige naam. Here, ek loof U vandag, ek prys U vir 'n mooi werk, in Jesus naam. Vader, so kom bid ek dan nou, Here, so kom, dierbare, so wil ek vir julle dan bemoedig, deur te sê, wees sterk in die Here, vertrou op die Here, en gaan hierdie feestyd in, met blydskap in die hart, met volmoed en geloof in die Here Jesus Christus. U is welkom om die nommer op die skerm, op die skerm te skakel, vir enige versoek wat u het, of enige iets wat u wil noem, kan u my kontak op WhatsApp. Die Here seën u. Ek is Pastor Newton Bester. Alle seëninge aan u in Jesus naam. Amen.